Ons is baie dankbaar dat ons 'n heiland in die hemel het. Ons Here Jesus Christus. Ons is baie bly om te weet dat hy ons voorspraak by die troon is. Dat hy 'n hart vir ons het. En intree. U weet hoe baie keer ons nie raad weet met ons eie lewens nie. En as dit nie was vir u hemelse hulp nie, waar sou ons wees? As dit nie was vir u betrokkenheid by ons daaglikse aardse lewens nie. Dankie dat ons vanmôre weer die hemel mag sien oopstaan. En dat ons Here Jesus daar mag sien. Ons sien hom. Ons sien hom wanneer die woord, die skrif vir ons oopgaan. Die skrif bring Jesus vir ons in beeld, selfs in Exodus. En daarom bid ons, Here, laat u woord tog goed oorkom na ons toe vanoggend. En gee aan ons harte wat die woord sal kan ook ontvang, sodat ons bemoedig vorentoe kan gaan, met ons oog op die Here gefokus in ons lewe en in hierdie gemeente, vir sy lof. Amen. Kom ons lees nou uit Exodus 23, dit is ons verdere skriflesing uit Exodus, hierdie reeks waarmee ons besig is al vir 'n baie lang tyd. So ons het 'n onderbrekingkie gehad met die Paase en nou kom ons terug na Exodus toe, maar net vir 'n baie kort rukkie. Dis net tot volgende week. So dit is 23 vanmôre en dan sal u sien 24, een van die wonderlikste hoofstukke in die hele Bybel, 24 volgende week. En dan gaan ons op onderbreek want u sal sien daar's 'n natuurlike breek in die Exodus teks en dit is naamlik dat van 25 af hy by die tabernakel begin. So ons wil 'n aparte reeks, intensiewe, dink ek, reeks oor die tabernakel hou. Nadat ons dan eers weer met Matteus verder gegaan het en dan is daar nog Pinkster wat in die middel ook van dit is en dan is ons nog daar besig met Jakobus. So ons gaan nie, weet ek nie wanneer ons sal terugkom na Exodus 25 nie. Tweede helfte van die jaar en dan gaan ons deur die tabernakel werk. Terug na hoofstuk 23 dan nou. Baie detail. Ek gaan probeer om dit so bondig en as wat ek kan vir u vanmôre saam te vat. Dis geweldig baie wetstipulasies, dit is natuurlik onder die ou verbond. Hy sê by vers 1, jy mag nie kinderstories versprei nie, jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Jy mag dit nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Dit kan ons in groot hoofletters bo op die regte tafelberg skryf. Moenie die meerderheid volg nie. Wees bereid om alleen te staan. Moenie doen wat die meerderheid doen nie. Vers 2. Want ons dink altyd as so skape, as die hele storie in die rigting gaan, dan dink al die skape hulle moet soontoe gaan. En baie keer dan is dit op pad afgrond toe. Wat jy in 'n hofsaak getuig mag nie verdraai nie en al doen die meerderheid dit ook. Met ander woorde die meerderheid, so en so, knoei die wet ensovoorts. Die Christen doen dit nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arm man nie in sy hofsaak voortrek nie. Wanneer jy sal jy altyd sien, God het 'n sagte hart vir lydende mense, altyd. Wanneer jy 'n verdwaalde bees of 'n donkie van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom toe terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat, se donkie sien lê onder sy vrag, die donkie het collapse, daar lê hy.
dan moet jy hom nie sonder hulp los nie. Dis die vyand se donkie, nee. Gaan help hom met sy vraag. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme nie in hofsaak veronreg nie. En moet jy wegbly van leuns, sodat jy nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie. Ek, die Here, vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie. Want dit maak die wat sien blind. Kyk wat doen 'n omkoopgeld, hè? Dit maak die wat sien blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie. Julle ken die lewe van 'n vreemdeling, want julle was self vreemdelinge in Egipte. 6 jaar mag jy jou lande saai en die oes insamel. Maar die 7de jaar, die sogenaamde Sabbatsjaar, moet jy dit laat braak lê. Dit was vir die Jode moeilik hoor. Om my grond net so te los vir 'n jaar lank. Waar gaan die geld vandaan kom? Die armes onder jou mense mag van die opslag eet en wat hulle laat oorbly kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olyfbome maak. In 6 dae moet jy jou werk doen, maar op die 7de dag moet jy nie werk nie, sodat jou beeste en donkies kan uitrus en jou werksmense en vreemdelinge by jou 'n bietjie kan asem skep. Sorg dat julle alles doen wat ek julle beveel het. Julle mag die naam van ander gode nie in julle gebede noem nie. Jy mag nie eers van hulle praat nie. 3 maal per jaar moet jy tot my eer 'n fees hou. Jy moet die fees van die ongesuurde brood, dis die Pasga, vier. Soos ek jou al vroeër beveel het, moet jy 7 dae ongesuurde brood eet, van die dag in die maand Abib af, waarop jy uit Egipte weggetrek het. Die volk mag nie sonder offers voor my verskyn nie. Die fees van die oes moet gevier word, dis Pinkster, met die eerste opbrengs van wat jy op die land saai. Die fees van die insameling moet gevier word aan die einde van die jaar, wanneer jy die vrug van jou arbeid ingesamel het op die lande. 3 keer per jaar moet alle mans voor my, die Here God, verskyn. Jy mag nie die bloed van die offerdier offer, saam met iets wat suurdeeg in het nie. Die vet van die feesoffer wat jy vir my bring, mag nie tot die volgende oggend oorstaan nie. Die beste uit die eerste opbrengs van jou lande moet jy bring na die huis van die Here jou God. Jy mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie. Ek, die Here, stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te beskerm, en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het. Gee ag op die engel, en luister na hom, moet jou nie teen hom verset nie, hy sê jou nie vergewe, as jy teen hom in opstand kom nie, want ek het aan hom my volmag gegee. As jy goed ag gee op hom, en alles doen wat ek sê, sal ek die vyand van jou vyande wees, en die teestander van jou teestanders. My engel sal voor jou uitgaan en jou bring by die Amorite, Hittite, Ferisiete, Kanaaniete, Hewite en Jebusiete, en dan sal ek hulle uitwis. Jy mag nie hulle gode aanbid of dien nie. Jy mag nie daardie nasies se gewoontes oorneem nie. Jy moet hulle klippilare afbreek en stukken slaan. Jy moet die Here jou God dien. Dan sal hy jou met kos en water seën en siekte van jou weghou. Daar sal geen miskraam of onvrugbaarheid in jou land wees nie, en ek sal jou met 'n lang lewe seën. Ek sal die skrik vir my voor jou uitstuur, en ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom in verwarring bring, en ek sal al jou vyande laat vlug, en ek sal die Hewite, die Kanaaniete en die Hittite die skrik op die lyf jaag en hulle voor jou uitverdryf. Ek sal hulle egter nie dadelik voor jou uitverdryf nie, sodat die land nie leeg lê en die wilde diere te veel word nie. Ek sal hulle bietjie vir bietjie voor jou uitdryf. Nota bene, groot onderstreep, vers 30. Ek sal hulle bietjie vir bietjie voor jou uitverdryf, totdat jou mense genoeg is om die land in besit te neem. Ek sal jou grens vasstel van die Rietsee af tot by die Filistynse see, en van die woestyn af tot by die Efraat. Dis hoegenaamd nie vandag se Israel nie. Dis 'n baie groter area hierdie, baie groter.
Ek sal die inwoners van hierdie land, jy weet, mense maak vandag asof die volk wat in 1948 herstel is, op daai klein stukkie grond in die Midde-Ooste, asof dit synoniem is met die godsvolk van die Ou Testament. En dis hoegenaamd nie so nie. Dis net die stamme van Juda en Benjamin. En hulle is nog verbaster op. Dis hoegenaamd nie, moenie julle ore uitleen. Mense stuur vir my WhatsApp, veral in hierdie tye van Midde-Oosterse krisis, en vra vir my allerlei vrae oor die dit en die dat, en alles in profesie, en ek weet nie wat alles nie. Mense leen hulle ore so maklik uit. So maklik. Vriende, dit maak nie saak of ek weet Jesus kom môre nie. Luther het gesê, as ek weet die Here kom môre, dan plant ek nog vandag 'n boom. As ons presies weet dat Jesus kom volgende week op Vrydag, wie gaan dan begin straatprediking saam doen? Enige iemand? Nee, niemand. Wie gaan dan 'n sielewenner word vir die week en 'n half wat ons oor het? Enige iemand? Nee, niemand. As jy dit nie nou doen nie, gaan jy dit nooit doen nie. Mark my words. So nou wil ek weet, waarom wil jy weet wanneer die wederkoms is? As dit nie vir jou 'n groter bidder gaan maak nie, as dit nie vir jou groter heiligheid gaan laat meeleef nie, as dit nie vir jou gaan laat 'n sielewenner word nie, waarom wil jy dit weet? Want dit gaan jou nie 'n sielewenner maak nie. Jy moet 'n sielewenner word terwyl dit goed gaan. En jy geld het. En jy die middele het. En jy die gesondheid het. En daar's geen probleme nie. Dan moet jy aan die brand vir Jesus wees. Anders gaan jy aan die brand vir Jesus nooit word nie. Kan almal in Tafelberg dit verstaan? Ek is so jammer hier so min mense, want almal moet dit eintlik hoor. Maar dis die waarheid. Dit is die absolute waarheid. Dis hoekom, as ek hierdie goed op sosiale media sien, ek gaan net daarby verby en kom by beter goed uit. Dit raak my nie. Dit raak my nie. So moenie dink jy gaan van Tafelberg se kansel af 'n preek hoor oor hoe die profeseë nou in die Midde-Ooste vervul word nie. Jy gaan dit nie hoor, jy sal met 'n ander preekstoel moet gaan. Jy gaan dit nie hier hoor nie. Kyk vers 32, hy sê, jy mag nie met hulle of hulle gode 'n verdrag sluit nie. Hulle mag nie in jou land bly woon nie, want dan sal hulle jou verlei om teen my te sondig, deur hulle gode te dien. Dis presies wat met Salomo gebeur het. Dan sal hulle jou tot 'n val bring. Wat 'n aangrypende skrifgedeelte is dit nou nie. En dis Eksodus 23. In 1 Petrus 1 vers 16 sê die Heilige Gees, wees heilig, want ek is heilig. Ons tema is daarom, leef anders, want dis wat heilig beteken, want hy is anders. En ons vind dit in 1 Petrus 1 vers 16. Ons lewe natuurlik in 'n wêreld, en moenie dink dis nou vandag so, dit was maar altyd so, waar mense al hoe minder anders wil wees. Veral in hierdie tyd van woke en al hierdie booshede en inklusiwiteit wil mense al hoe minder anders wees. Almal wil net altyd inpas en saamvloei en inklusief wees en nie radikaal, totaal en integraal uitstaan nie. Dit wil ons nie. Maar die Here roep nie sy volk om in te pas nie. Die Here roep sy volk om anders te wees, om juis uit te wees. Die Bybel sê baie duidelik in ons
nie in hierdie hoofstuk nie, maar 2-3 hoofstukke vorentoe in Lukas en Levitikus, ook nie in Exodus nie, Levitikus 20:23 sê hy, jy mag nie wandel in die insetting van die nasies wat ek voor jou verdryf nie, en hy herhaal dit eintlik in hierdie hoofstuk, is dit nie? Met ander woorde, die Here se volk was nooit bedoel om soos die nasies te wees nie. Jesus kom in die Nuwe Testament en sê hy, hoorie, julle moet die sout wees en julle moet die lig wees. Jou sout wat net so proe soos al die ander goed is nutteloos, en lig wat soos donker lyk is nie lig nie. Dit moet anders wees. Maar ons raak so maklik soos die wêreldsisteem waarbinne ons lewe wat buite die Here Jesus is. Veral in ons denke, dit begin altyd eers in jou denke. Dis waarom jy uit matriek uitgaan, dan gaan jy na universiteit toe, die eerste ding wat hulle begin breinspoel by die universiteit is jou denke. Met allerlei filosofiese dinge. Daarom kom baie goed bedoelde jong mense kom wrakke aan die ander kant van hulle graad uit. Nie omdat daar fout is met die inhoud van die kursus nie, maar omdat daar soveel geestestrominge is by 'n universiteit wat in die studente se denke ingeboor word. Hoe maklik begin ons dink soos die wêreld, praat soos die wêreld, lewe soos die wêreld, maar die Bybel sê in Romeine 12 sê die apostel Paulus baie duidelik, hy sê word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Jy sien, dis waar die vernuwing ook begin. So wat hierdie Exodus 23 wat so deurmekaar klink, en hy is omtrent deurmekaar, maar wat hierdie hoofstuk eintlik doen is om vir ons met 'n baie eenvoudige maar 'n diep waarheid na ons toe te kom, en dit is wat ek in hierdie tema probeer formuleer het, en dis om vir ons te sê, hoorie, God is anders. Hy is die gans andere, en daarom is dit net logies dat die mense wat aan hom behoort ook anders sal wil wees. Nie net uiterlik nie, maar ook veral innerlik. Wie aan hom behoort, kan nie gemaklik volhard in gelykvormigheid met die wêreld soos iemand wat die Here nie ken nie, of beter gestel, sal nie of kan nie daarmee gemaklik wees nie, soos 1 Johannes 3 vers 9 wat ek nou die aand gelees het sê, want sy saad is in jou. Daarom kan jy nie gemaklik wees nie. So hierdie hoofstuk kom en wys vir ons hoe daai anders wees. Dis natuurlik in terme van die ou verbond. Ons weet dit nou, ek het dit oor dit alles al reeds gepraat voorheen, maar hy wys tog vir ons baie duidelik, hoe lyk hierdie anders wees in die praktyk? Hoe lyk dit wat die Nuwe Testament sê in 1 Johannes 2 vers 15, hoe lyk dit in die praktyk, waar Johannes die apostel sê, moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. 1 Johannes 2:15. Moenie die dinge van die wêreld lief hê nie, want alles wat in die wêreld is, die begeertes van die menslike natuur, die begeertes van die oë, die trots van die lewe, is nie uit die Vader nie. En dit gaan verby. Met ander woorde, sy rakleeftyd is kort. Maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Die vraag is hoe dit prakties is. Prakties. Ek wil probeer om hierdie hele hoofstuk vanoggend net in 'n klompie eenvoudige punte op te som. Ek kan onmoontlik nie by al daai verse kom nie, dis nie moontlik nie. Maar ek wil probeer om dit vir u prakties op te som en vir u te wys hoe dat hierdie net 'n paar punte en vir u te wys hoe elke punt eintlik 'n kernaspek bevat van 'n praktiese heilige lewenswandel, wat dit eintlik beteken. Dit is vandag nog net so waar vir ons. En dan aan die einde van die boodskap wil ek vir u wys wie die eintlike persoon is wat sentraal in hierdie hoofstuk staan. Eerstens verse 1 tot 5. Vriende, vir die wêreld, en daarmee bedoel ek nie die planeet wat die ouens nou die dag uit die ruimteskip uit afgeneem het nie. Daai pragtige blou planeet nie.
Dis nie wat ek bedoel as ek nou praat van wêreld nie. Met wêreld bedoel ek die stelsel waarin ons lewe, die massas, wat nie deur die Here verlos is nie, wat nie tot die Here se volk behoort nie. Hulle, en dis die eerste punt, vir hulle is die absolute waarheid nie gewild nie en ondergeskik aan hulle eie belange. Altyd. Die waarheid is nie gewild nie en ondergeskik aan hulle eie belange. Maar die Here self is die absolute waarheid. En daarom is hy totaal anders as die verlore mensdom. En daarom is sy verloste kinders wat aan hom behoort ook totaal anders as die verlore mensdom, deurdat hulle waarheidsmense begin word het, liefhebbers begin word het van die waarheid. En dit lees ek in die eerste 5 verse van hoofstuk 23, wat ek nie met u wil in detail behandel nie, maar waar hy onder andere begin. Hy begin sommer by vers 1, dan sê hy al, moenie valse gerugte rondstrooi nie. In hierdie wêreld wat vol skinder en halwe waarhede en oordrywing en manipulasie en noem dit op, roep God sy kinders om mense van integriteit te wees. En Jesus bevestig dit, dan sê hy in Johannes 14, dan sê hy, ek is die waarheid. En hoor die woord die, dis absoluut, ek is die absolute waarheid, ek is dit. Met ander woorde, die waarheid is nie net iets wat ons noodwendig praat nie, natuurlik, maar dis eintlik 'n persoon wat die Christen volg. En dit gaan nie net oor praat nie, dit gaan ook oor optrede. Soos wat hy in vers 5 byvoorbeeld sê, dat jy jou vyand help as sy dier sukkel onder swaar las. Of moenie partydig wees net teenoor iemand net omdat hy arm is nie. Waarheid beteken met ander woorde om reg te doen. Dink byvoorbeeld aan 'n hofsaal waar daar iemand is wat 'n valse getuie is, miskien net so 'n halwe waarheid. Maar hoe 'n enkele halwe waarheid gesinne kan verbreek, vernietig, reputasie vernietig, kerke beskadig. Daarom sê God in vers 2, moenie deel wees van dit nie. En moenie die massa volg, moenie die meerderheid hierin volg nie. Jy sien hoe mense uit die ou verbond uit, Exodus 23, hoe jy uit hierdie Ou Testamentiese wetstipulasies, hoe dat jy daaruit beginsels sien, wat nog steeds van toepassing is op die kerk van Jesus vandag. Die tweede wil ek spring en wil ek vir die wys op verse 6 en 7. Verse 6 en 7. Vriende, en vir die wêreld, vir die massas, vir die wat nie deur die Here verlos is nie, wat nie tot die Here se volk behoort nie, is iets soos reg en geregtigheid nie belangrik, nie so belangrik nie. Maar die Here is self in sy eie wese vol reg en geregtigheid. Hy is dit. En daarom is hy heeltemal anders as die verlore mensdom. En daarom is sy verloste kinders wat aan hom behoort ook totaal anders as die verlore mensdom, deurdat hulle mense geword het wat reg en geregtigheid liefhet. Dis wat die punt sê. Want die Here neem geregtigheid ernstig. So hy sê in hierdie verse 6 en 7, moenie eers naby onreg kom nie, lewe skoon en reg voor God. En as jy nou na die Here Jesus kyk, dan sien jy die Here Jesus op die aarde, sy lewe, dan sien jy hoe dat hy hierdie geregtigheid perfek uitgeleef het. Hy het baie dieper gekyk as die voorkoms van 'n mens. Hy het in die hart gekyk, hy het nie na status gekyk nie, hy het nie na geld gekyk nie, hy het nie na posisie gekyk nie, hy het nie na mag gekyk nie, hy het gekyk na reg. Reg gekyk. En dis vandag nog net so waar. En dan in die derde plek by vers 4 van Exodus 23, dan sien ek daar dat dis 'n verskriklike moeilike punt hierdie. Dis moeilik vir almal van ons.
Vriende, vir die wêreld, vir die massas wat nie deur die Here gered is nie, wat nie tot sy volk behoort nie, is iets soos liefde vir die vyand glad nie belangrik nie. Om die waarheid te sê, hulle lewe die teendeel. Maar die Here is goed, selfs vir sy vyande. Die Bybel sê, hy laat sy reën val en sy son skyn op almal se grond en plase en wêreld en land. En daarom is sy verloste kinders wat aan hom behoort ook totaal anders as die verlore mensdom, deurdat hulle aan hulle vyande goed doen. Sê vers 4. Die skrif sê, as jy jou vyand se os of esel sien ronddwaal, dan moet jy daai os of daai esel vat en dit terugbring na hom toe. Dis radikaal, hoor. Dis 'n baie eenvoudige versie, dis soos vers 4 wat ek gesê het. Dis 'n baie eenvoudige versie, maar dit is radikaal. Dit beteken jy doen goed aan iemand wat jou nie goed behandel nie, of wat jou verskriklik behandel het. Verskriklik behandel het. As jy die fliek van Richard Wurmbrand al ooit gekyk het, of die boek gelees het, of ek sal die aanraai om die fliek te kyk, ek dink dit is maar net 'n uur, maar dit is 'n lewensveranderende ding daar, jy kan hom aanlyn gratis kyk. Ek het nou net die titel vergeet, maar as jy dit van Richard Wurmbrand, die man wat vir jare, 14 jaar, in 'n Romeinse kommunistiese tronk was, omdat hy vir Jesus uitgestaan het. Maar dan is daar een toneeltjie wat ek nooit kan vergeet nie, en dit is hoe die wag, want hulle het elke keer as Wurmbrand bid in sy sel, het hulle hom uitgehaal en het hulle hom geslaan. Die bloed loop en die letterlik, hy's byna dood. En toe loer hierdie kommunis deur daai loergaaitjie en hy sien daar is Wurmbrand jou wrntie waar. Is hy besig om te bid en hy maak die deur oop en hy, nou al die goed wat mense nou kan dink wat hy sal sê, is jy so stupid? Wat bid jy tot iemand wat net in jou verbeelding en in jou kop is en dis niks anders nie, en is jy nie al genoeg gelei nie, en vir wie bid jy? En dan sê Wurmbrand, maar hy kan nie praat nie. Hy sê, I'm praying for you. En dan wys die film hoe daai man agteruit styer, asof iemand hom regtig geslaan het. Hy styer agteruit deur daai woorde, om te dink dat hy alles aan hierdie man gedoen het. Daar's omtrent niks van hom oor nie, en dan bid hy steeds vir hom. Gaan kyk dit, gaan kyk die fliek. Jesus sê dieselfde, is dit nie? Seën die wat julle vervloek ensovoorts, ons ken dit. Maar as jy na die kruis van Golgotha kyk, dan sien jy die uiterste voorbeeld, waar terwyl hulle nie spykers nie, staalpenne deur sy gewrigte besig is om te kap en deur sy voete, dat hy bid in Lukas 23:34, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En wie kan u nou dink wat vir u seer gemaak het? Nou, op hierdie oomblik, wie is die eerste naam in die kop? Of miskien moet jy soos ek sê, 'n hele reeks name. Wel, die Here sê, wys genade, want dis hoe God is. Dit kom natuurlik net deur die Heilige Gees, nie deur my tande kinders, Jood, ek moet nou vir my vyand bid. Nee, dit kom deur die Heilige Gees wat hierdie vrugte in my werk. Dit laat my dink aan 'n verhaal van wat regtig gebeur het in China. Ek onthou dit ook altyd, en ek het dit dekades gelede gelees. Maar dit het regtig gebeur waar jy die Christen rysboer het en die ongeredde rysboer sy buurman, en dan hulle hierdie kanale met die water, en hulle het, en wie van u kom van die Noord-Kaap, Appington se wêreld, u sal weet dat daar is die lyfvore en jy kry beurte wat jy jou water mag trek. Reg? 2 tot 4 broer, nou net tussen 2 en 4 mag jy water, maar hierdie man het die Christenman se water gesteel.
En dan lyk daai reis fantasties. En toe gaan hierdie Christenman een nag, in die pikdonker nag, en hy gaan en hy neem die water en hy maak daai man se lande vol nat. Hy maak daai man se lande vol nat. Die kort lang, ek wil nie die storie uitrek nie. Die kort van die lank was dat daai man voor hierdie man kom neerval het en gesê het, wat het jy in jou lewe wat ek nie het nie? Ek het jou water vir hoe lank gesteel? Nou kom jy en maak my land nat. En daar kon hy vir hom die evangelie van Jesus verkondig. En het daai man omgedraai na die Here toe plotseling. Daar was 'n preek aan hom gepreek, maar nie met woorde nie, maar met liefde. Die vierde vind ek in verse 8 en 9. Verse 8 en 9 is die vierde. Vriende, vir die wêreld wat nie deur die Here gered is en verlos is nie, wat nie tot sy volk behoort nie, is korrupsie en onreg deel van die alledaagse lewe, maar die Here is in sy inherente wese, is hy eerlik en regverdig, en daarom is hy heeltemal anders as die verlore mensdom, en daarom is sy verloste kinders wat aan hom behoort, ook anders as die verlore mensdom, deurdat hulle regverdigheid en eerlikheid liefhet. Ek sien dit in vers 8 en 9. God haat korrupsie. Dat hy so ver gaan om te sê, dat as jy omkoopgeskenk aanneem, weet jy wat, daai ding wat jy aangeneem het, gaan siendes blind maak. Korrupsie vernietig gemeenskappe. Dit breek vertroue, dit verontreinig alles wat goed en reg is. Maar die wêreld sê, as jy 'n ding kan vat hom, boetie, gryp wat jy kan gryp. Maar God sê, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê ook, jy moenie die vreemdeling sleg behandel nie. Hy sê, want jy was mos self 'n vreemdeling, hoe sal jy nie weet hoe 'n vreemdeling voel nie? Onthou waar jy vandaan kom, en wees genadig. Dis soos Dwight L. Moody gesê het, toe hy 'n dronk man in die sloot sien lê, toe sê hy, daar lê ek, as dit nie vir God se genade was nie, dan het ek daar gelê. Jy weet mos waarvan af jy kom, waar die Here jou uitgehaal het. En dan in die 5de plek vind ek in verse 10 tot 12, vind ek die 5de waarheid, en dit gaan oor die rusdag, want jy weet wat vir die wêreld wat nie die Here ken nie, vir hulle is die rusdag vir die Here op sy gesit glad nie belangrik nie, hoegenaamd nie belangrik nie, maar die Here het self gerus nadat hy die skepping geskep het, en daarin is hy totaal anders as die verlore mensdom, en daarom is sy verloste kinders wat aan hom behoort ook anders as die verlore mensdom, deurdat hulle in die lig van Jesus in die Nuwe Testament, dat hulle die dag van die Here op sy sit om te rus van die gewone dinge van die week en saam as 'n gemeente vergader. Ons het daaroor baie kort tevore gepraat, ek wil nie daaroor baie praat nie, ons het ook daai studiestuk, as jy dit so kan noem, wat op die webblad is, waarvan jy weet wat jy kan gaan lees, wat oor hierdie saak handel, onder die puntjie bedieninge op ons webblad, kan jy dit gaan vind en lees as jy wil. Maar ek weet net dat God gee hierdie rusdag as 'n gawe, nie as 'n las nie, want hy ken ons broosheid. Selfs jou diere se broosheid, sê hy. Maar eintlik wys hierdie rusdag heen na die rus wat 'n mens in Jesus Christus ontvang wanneer jy tot bekering kom. En daarom roep die Here Jesus in Matteus 11 en sê hy, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dis nie fisies in die eerste plek nie, maar dat jou siel in Jesus Christus rus. En jy vier daai rus op die rusdag. In die Nuwe Testament is dit die dag van die Here, die Sondag. Openbaring 1:10. Jy vier dit. Wat doen jy elke dag het jy Sabbat? Sabbat, 24 uur van elke dag. Maar dan op daai dag word dit gevier. Dan in die 6de plek, baie kortliks, verse 14 tot 17 is die 6de punt. En dit is dat ons nog iets vier. Ons vier ook
ons verlossing van sondes, wat vir die wêreld hoegenaamd nie enige punte tel nie. Maar die Here is self die bevryder en redder, en daarmee is hy heeltemal anders as die verlore wêreld, en daarom is sy kinders wat aan hom behoort, is hulle mense wat as gereddes, bevrydes lewe en hulle bevryding ook vier. Natuurlik in die Nuwe Testament weet ons mos nou, is dit in die heel eerste plek natuurlik die nagmaal. Hoef dit nie te sê nie, is mos nou duidelik en helder. Maar 'n mens vier ook jou verlossing dood eenvoudig elke liewe dag van die week deur vir die Here Jesus te lewe. Dit waarna toe die Pasga waarvan hy hier praat, die fees van die ongesuurde brode wys. Dit wys op Jesus, sê 1 Korintiërs 5 vers 7. Dankbaarheid. As jy wil sê, hoe kan ek my redding vier? Die eerste ding wat in jou kop moet kom is die woord dankbaarheid. En dan in die 7de plek. Ek het beloof ek is kort en ek is kort. Die 7de plek is vers 21. En dit gaan oor nog baie al goed is belangrik. Dit gaan oor gehoorsaamheid wat uit liefde kom. Dis waaroor dit gaan. Vir die wêreld is dit hoegenaamd nie belangrik nie. Onthou wat ons gesê het, was dit verlede Sondag? Kan jy onthou wanneer dit was nie? Goeie Vrydag, kan jy onthou wanneer nie? Het ons gesê wat die woord gehoorsaamheid beteken om te wat? Om te lewe onder hoor. Om te lewe onder hoor. Ja, dis wat gehoorsaamheid is. Die Here is self liefde. Jesus het gehoorsaamheid gedemonstreer as mens toe hy op die aarde was, heeltemal anders as die verlore mensdom. Maar God se verloste kinders is daarom wat aan hom behoort, is daarom ook anders as die wêreld, deurdat hulle hom liefhet en daarom gehoorsaam is. Jesus sê in Johannes 14:15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Met ander woorde, gehoorsaamheid is nie wettisisme nie, is nie legalisme nie. Gehoorsaamheid is liefde in aksie. Want jou ware geloof in Jesus verander jou hele manier van lewe. En gehoorsaamheid bring natuurlik 'n dubbele seën. Ek wou daaroor 'n hele lang ding klomp goed gesê het. Ek gaan dit nie doen nie. Ek noem dit net wat ons nie in hierdie teks moet miskyk nie, en dit is dat gehoorsaamheid bring 'n dubbele seën. Hy sê in vers 22, God sal vir jou veg. Met ander woorde, hy gaan vir jou oorwinning gee oor jou vyande. Hy gaan jou vyande voor jou uitjaag. En die tweede ding wat hy beloof, vers 20, is hy beloof sy sorg en sy lyding in jou lewe. Dis twee baie belangrike, wat ek sê, dis 'n double blessing, dis 'n dubbele seën wat God beloof vir die wat onder sy hoor, wat onder hoor lewe. Daarom sê Paulus in die Romeine 8 vers 37, sê hy vir die Romeine, ons as kinders van die Here is meer as oorwinnaars. En die rede hoekom ons meer as oorwinnaars is nie omdat ons so vreeslik wonderlik geestelik is nie, maar dis omdat die Here aan die kind van God se kant staan. God is vir ons, sê vers 34. Laastens, die 8ste. Dit vind ek in vers 13 en dit is verskriklik belangrik. Ek weet nie hoe ek so kort net hieroor kan praat nie, maar en dit gaan oor die eerste gebod, ander gode. Vir die wêreld wat nie die Here ken nie, is dit 'n ingebore neiging. Martin Luther het gesê die mens se hart is 'n afgodefabriek. Dis die ingebore neiging van die mens buite die Here Jesus om ander gode bo die enigste ware lewende God te plaas. Gewoonlik is dit jouself, is number 1. Hy's altyd eerste in die lys van die afgode. Maar die Here is self die enigste ware God. Hy's die enigste ware lewende God en daarom is sy wil vir ons hieroor baie duidelik. En daarom die mense wat aan hom behoort, wat verlos is deur hom, is anders as die wêreld, deurdat hulle alle forme van afgoderry haat en vermy en verpes. Maar dit sluip so subtiel in. Subtiel. Afgode is vandag nie net beelde nie. Dit is
Dis egosentrisme, dit is net om op die kansel te kom staan as 'n vreeslike vroom leraar en net te hoop iemand gaan my daarom prys na die tyd oor die preek. Dis afgoderry. En terwyl ek hier staan, kan ek dit pleeg. Ek hoop dan iemand het gehou van hierdie diens. Dis 'n vertoning in die vlees. Dis wat gebed so geestelik maak in die binnekamer waar die Vader sien, is jy kan geen vertoning in die vlees lewe vir daardie uur of wanneer, hoe lank nie. Want jy kry geen applaus nie. Daar's niks vir die vlees nie. Daarom wil ons dit nie doen nie. Sê ek aan my oeke sang. Jy weet, hierdie ou ceiling, jy weet, hierdie whatever. Ek weet nie of iemand my hoor nie. Baie beter om met koffie te drink of net iets beter te doen. Maar prediking is 'n gevaarlike ding en baie mense vra my, hoorie, waarvoor kan ons bid? Dan sê ek, die eerste ding wat jy vir my voor moet bid is vir neerslagtigheid, want dis my nommer 1 doring in die vlees. Bid daarvoor. Maar die tweede ding waarvoor jy kan bid is om nie 'n vertoning in die vlees te wil lewer nie, want dis wat ek voor betaal word om te doen. Afgoderry. Geld. Status. Sukses. Jy sal nooit hoor 'n man en 'n vrou wie se kind op die sendingveld uitgegaan het, hulle sal sê, nou oral, jy weet, WhatsApp, oral in die koffie en oral gesels, jy weet, sê maar nou, ek wil nou nie 'n naam wat hier, jy weet, sê maar wat 'n naam ook al, Piet, jy weet, Piet Pomp, nee, dit is Klas Fakie, ek dink nie daar's iemand so, jy weet, ons seun Klas Fakie is nou, jy weet, nou weet ons hoe brag ons, jy weet, met hy vingertjie en hy koppie, so, die fyn brag in die geselskappe. Maar jy sal nooit hoor, as jy as Klas Fakie op die sendingveld is, en jy moet vir hom halfpad onderhou daar, dat daar oor hom gebrag word met watter, hoor nou hier, sukses hy in die lewe gemaak het nie. Wie het dit al ooit gehoor? Maar ou maat, as Klas Fakie in Sint in Johannesburg sit, en hy pak uit daai miljoene op 29, dan kan jy nie genoeg praat oor die sukses wat jou seun in die lewe bereik het nie. Afgoderry. Afgoderry. En dan eendag in die hemel gaan God seker vir ons wys waar die sukses was. Daarom eindig 1 Johannes 5:21 die brief en sê hy, my kinders, bewaar julle van die afgode. Jy moet heeltemal daarmee breek, moenie 'n kompromie maak nie. Moenie eers die God se name noem nie. Want dit is net Jesus wat die eerwaardig is. In die hemel hoor ons in Openbaring 5, hoor ons die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof. Hy ontvang dit. Het jy geweet dat Eksodus 23 'n voorafskaduwing van hierdie einste Jesus beskryf? Dit is hierdie engel van wie hy praat. Dit is die engel van wie hy praat, want jy weet, God het vir hulle die wet gegee, maar die wet kon nie vir hulle in die beloofde land kry nie. Iemand moes hulle in die beloofde land bring. En daai persoon word hier beskryf as God se boodskapper wat voor hulle uitgaan en hulle bring na die plek toe wat God vir hulle gereed gemaak word. En hy beskryf dit as 'n engel, en die woord engel beteken boodskapper. Al het dit met stampe en stote gepaard gegaan, Moses het die beloofde land heeltemal glad nie ingegaan nie.
Eers die volgende geslag het ingegaan onder leiding van Joshua. Die feit bly, deur wetsonderhouding kon hulle nie in daai erfenis ingaan nie. 'n Misterieuse persoon moes hulle daar inbring, 'n sekere engel. Dis verse 20 en 21 en verder. Wie word versinnebeeld deur hierdie engel wat God voor die volk uitstuur om vir hulle te bewaar en hulle in die beloofde land te bring? Is dit 'n gewone engel? Dit kan nie 'n gewone engel wees nie. Want vers 22 sê dat God sy naam in hierdie engel laat woon en dat die engel se stem God se stem is. En dat die volk nie teen hom moet rebelleer nie, want hy sal nie hulle oortredinge vergewe nie, en as hulle onder sy stem lewe, sal God 'n vyand van hulle vyande word. Wat 'n gewone engel kan so iets gesê word soos dit? En die antwoord is van geen engel nie, dit kan net van God gesê word. Hierdie engel dra goddelike identiteit en gesag, of 'n versinnebeelding daarvan. So wie op aarde is dit? Ons ken in die Bybel net 2 engele se name, en dit is Michael en Gabriel, niemand anders nie. Maar nie een van hulle het die gesag gehad om vir Israel te vergewe of nie te vergewe nie, of hulle in die, wat ook al alles hier gesê word nie, nie een van daai 2 engele kon dit doen nie. Hierdie engel is anders. Hierdie engel is 'n versinnebeelding van die Messias, nog voordat hy mens geword het in Bethlehem. Daar's net 2 moontlikhede wie hierdie engel is. Dis of 'n werklike engel, wat 'n versinnebeelding, 'n uitbeelding, 'n voorafskaduwing van Christus voor sy vleeswording was, of dit is Christus voor sy vleeswording. Ons weet nie presies watter een van hierdie 2 opsies reg is nie, en daarom sou ons kon sê ek, die engel versinnebeeld 'n voorafskaduwing van die gepre-inkarneerde, die voor hy vlees geword het, mens geword het, Jesus Christus in die Ou Testament. Voordat hy in Bethlehem mens geword het. Want net van hom is dit waar dat God se naam in hom bly, net hy het die gesag en die mag om sondes te vergewe of nie. Maar die wonderlike is vir my, net soos hierdie engel voor die volk Israel vooruitgegaan het om hulle te lei en hulle te beskerm en hulle uiteindelik in die beloofde land te bring, wat eintlik dui op die hemel, gaan die Here Jesus sy kinders vandag vooruit as die weg, waarheid en lewe en bring hulle by God se ewige rus uit. As jy 'n werklike kind van die Here is, dan is dit wat hy met besig is om met jou te doen. Maar sy oorwinning wat hy behaal het, word progressief, stuk vir stuk uitgerol en toegepas. Dis die vers wat ek net nou vir u gesê het, wat so belangrik is, vers 30, wat u moet merk in die Bybel. Dit word progressief uitgerol. Op hierdie pad na die beloofde land word die oorwinning en die triomf progressief toegepas binne in die daaglikse stryd van die volk Israel tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. En ons weet hoe dit gegaan het. Nie baie lank na hierdie nie is daar die goue kalf en al daai soorte van dramas. Maar bietjie vir bietjie het God die vyand voor sy volk uitverdryf. Nie eensklaps nie, dit was 'n proses. En dis die proses in ons taal wat wys op die proses van heiligmaking, waarvan Paulus skryf in Romeine 7, van dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en dit wat ek nie wil doen, dit doen ek nie, en wie sal my verlos van hierdie ellende, en daai hele proses wat hy in Romeine 7 beskryf as die stampe en die stote van 'n proses van heiligmaking. God werk geduldig en God werk stap vir stap met ons, vriende. Die Bybel sê, Here sê in vers 29, ek gaan julle nie in 1 jaar, ek gaan nie jou vyand in 1 jaar voor jou uitverdryf nie. Ek gaan nie. Ek gaan van jou vyande bly, ek gaan hulle laat bly nog daar. Hy bou stadig maar seker, maar hy gaan dit klaar maak. Filippense 1:6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, gaan dit voltooi uiteindelik. Ons wil vinnige verandering hê, maar God werk diep verandering oor tyd heen. Amen, is dit nie so nie? Diep verandering, maar oor tyd heen, wonderlik. Baie keer is ons nie geduldig genoeg nie, is dit nie? Ek is die eerste een, beslis. Intussentyd is Jesus die bron van die seën. Al die seëninge waarvan hy daar praat.
Ons dink altyd dis materieel, maar ek dink dit is baie meer, wat soos Efesiërs 1 sê, dink ek, vers 3 sê, dis baie meer hemelse seëninge wat ons ontvang het in Jesus. Die grootste seën is nie wat jy het nie, dit is in wie jy het. Dis wie jy het. Hy is die waarheid wat ons lei. Hy is die lam wat ons red. Hy is die herder wat ons dra. Hy is die koning wat regeer. En sonder hom kan niemand staan nie, vriende. Daar's nie twee paaie nie, daar's net een pad. Daar's nie baie waarhede nie, daar's net een waarheid. Daar's nie baie redders nie, daar's net een redder. Moenie dat iemand jou mislei nie. Moenie lou warm wees nie. Moenie halfhartig wees nie. Moenie soos die wêreld lewe nie. Leef anders, want God is anders. Kom ons bid saam, daar's geweldig baie om te sê, om nog te sê oor hierdie hoofstuk, maar kom ons sluit dit daar af. Dan bid ons net saam. Dankie dat U ons weer herinner het, Here, aan die heilige wil. Here, U gee voorop altyd beloftes, nie bevele nie. U gaan self vir ons uit, soos die teks sê, U lei ons op ons pad. Selfs teen ons vyande tree U soms op. Dankie U dat U die lewe seën, Here, wat in gehoorsaamheid is. Dankie vir U trou deur al die geslagte van kinders van God. Dat U 'n God van orde en geregtigheid en vrede is. Here, ons kan nie anders as om ons wêreld waarin ons is voor U te bring nie, die spanninge, die onsekerheid, die gesprekke, Here, tussen die nasies om vernietiging en oorlog te stop. Menslike planne is broos. En sonder U vrede en waarheid en geregtigheid kan daar nie vrede bly staan nie. Leer die nasies wat U vir ons in Exodus leer, om nie leuns te volg nie, om nie eie belange bo reg te stel nie, om nie die vreemdeling te verdruk nie, en reg en barmhartigheid en waarheid te soek. Leer die mense dit. Ons dankie dat ons vanmôre in hierdie kerk mag weet, Here, U koninkryk kom. Maak nie saak wat ons voel en wat ons nie voel nie. Die koninkryk kom. U wil geskied. En U vrede is groter en dieper as enige wêreldse vrede. Here, alles wat ons in hierdie wêreld het, is van kort rak leeftyd. Dit gaan verby, dan is dit weg. Maar wie in die wil van die Here wandel, bly vir altyd. Wat 'n wonderlike boodskap. Amen.